In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. In die tuinroete is daar verskeie organisasies en groepe en individue wat graag wil 'n verskil maak in die mense van hierdie area se lewens. Nou, van hierdie mense is GridHub hierso in George. Ons het met Rosalind van Sail gesels oor wat se verskil GridHub in die mense in hierdie area se lewens maak. Break it down. Hallo weer. Vandag is ons in George, nog steeds deel van ons pragtige tuinroete. En ons kuier by die GridHub. En Rosalind is vandag hier saam met ons. Baie welkom. Baie dankie. En ons wil graag 'n bietjie meer weet van die GridHub. Maar kom ons begin eers by jou. Jy het begin bo in die noorde en opgeëindig hier in die suide. Vertel ons so vlugtig, waar is jy vandaan? Hoe het jy opgeëindig in George? Man, die hele wye wêreld vol, gebore en getoe in Dalmas, was vir 15 jaar in Mafeking en toe my paadjie gevind hier na George toe en is eintlik meer in Mosselbaai gebaseer, maar werk ook baie in George. En hoe het jy vir die ouens hier by GridHub, hoe het jy gekonnekteer met hulle? Waar het jy hulle eintlik met die sakekamer, het ek basies vir Marshall ontmoet en my seuntjie het 'n liefde vir coding en het ons nou met mekaar gekonnekteer en op die einde van die dag self 'n student geword van die Garden Route Innovation and Technology Hub waar ek my HTML, CSS, JavaScript kursusse gedoen het en van daar af net verder gekode het en ja, ek het die passie en die visie gesien van wat Marshall hier wil doen met die tuinroete en met die hele Garden Route Innovation Technology Hub. En ja, die passie het my net aangewakker, ja. Vertel ons net so 'n bietjie meer. Ek hoor nou technology, ek hoor al hierdie groot woorde. En as daar mense daar buite is wat voel soos ek, beteken niks nie. Kom verduidelik vir ons net 'n bietjie meer in detail. Wat doen? Okay, wat ons groot fokus hierso is om mense te kan leer hoe om websites te bou in HTML, CSS en JavaScript. En dan ook so hulle eie besighede te kan begin. So ons het ook deur die hub doen ons incubator besighede waar ons opkomende besighede help met tegnologie. So as hulle met 'n konsep gaan kom en hulle tegnologie nodig of hulle 'n webtuiste nodig of sosiale media bemarking nodig, is ons dan weer daar om hulle te kan help. So vir klein besighede wat dan moet begin met tegnologie en dan ook wanneer ons dan weer die koneksie met hulle gaan maak vir befondsing, is dit nou angel investors of besighede wat regtig net invest binne in 'n konsep wat hulle glo kan werk. So ons help besighede om hulle voete te kan vind en dan bietjie te kan groei. My vraag terwyl ek nou so luister aan jou, jonger mense wat uit die skool uitkom, is hierdie uitsluitlik vir besighede of is daar ook hulp aan potensiële besighede? Potensiële besighede ook definitief. Dit gaan alles oor om innovative te wees. So wanneer jy met 'n konsep kan kom, maar dan het ons ook partykeer besighede, bestaande besighede wat al 15, 20, 25 jaar aan die gang is, maar hulle het 'n bietjie van die digitale kant se hulp nodig. So dan help ons dan weer met website development ensovoorts. So daai is een been van wat ons doen hierso, maar my groot doel binne in die GridHub is basies om mense te leer hoe om HTML, JavaScript websites te kan bou. En dan ook so het ons baie kontakte met oorseese maatskappye. So dan wanneer hulle dan Suid-Afrikaners wil gebruik vir website development, dan is ons weer die kontak om die mense met mekaar in konnektasie te sit. Klink fantasties. Vertel ons 'n bietjie van die logo. Wel, die logo het 7 sirkels en dit verteenwoordig basies dan die 7 distrikte van die tuinroete. So ons groot doel is soos die hub hier in George, wil ons nou baie graag een in elke distrikt van die tuinroete te kan vestig waarby mense kan inkom en kan werk. Dit is ons noem dit ook co-working space. So wanneer hulle wil inkom, dan kan hulle kom sit en werk of ons kan uit die boks uit dink, jy kan beplanne maak en so voort. So dis baie om ons probeer innovasie te bemark binne in die tuinroete in. Rosalind, net voor ons groet. Jy het vroeër iets genoem van die Code Dojo of Coder Dojo. Jy vir my hom bietjie Man, dit is nie die karate klasse nie. So dis basies waar ons kinders tussen die ouderdom van 7 en 17 leer hoe om coding te doen. So ons leer hulle deur middel van games te skryf. Leer ons hulle die coding, om logies te dink met die coding en dan so ook net daai te kan prikkel.
Coding is ook een van die vakke wat deesdae aangebied word in skool en baie van die kinders sukkel daarmee. Ons is daar om daai kinders te kan help en die Coder Dojo is gratis. Almal kan enige tyd inkom. Nou maar baie dankie Roslyn. Ons hoop om jou meermale hier in George te sien en al die hulp wat jy aanbied. Tot 'n volgende keer. Totsiens.